Vriende, ons gaan vandag, sommer net so vir interessantheid, binne die kerklike jaar het die Kerstyd eintlik opgehou die 5de, dit was Maandag. So ons is nou in Epifanie. Epifanie is die tyd in die kerklike jaar wat gaan oor die lering van die Here Jesus Christus. Daarom in hierdie tyd begin die tradisioneel in die kerk was hierdie Sondag wat ons het, die eerste Sondag in Epifanie, word daar gekyk na die doop van die Here Jesus Christus. So ons gaan vanmôre ook in die evangelie van Lukas lees oor die doop van die Here Jesus met 'n stukkie agtergrond daaroor, maar ons sommer net vir interessantheid, dit is nou vandag die eerste Sondag van die tyd van Epifanie wat gaan oor die lering van die Here Jesus Christus. Vriende, voordat ons die eerste loflied saam sing, sommer net kom ons aanvaar dit vandag, dat die Here Jesus Christus in sy tyd, toe hy op aarde was, een woord kom plant het, van sy geboorte af, tot na sy opstanding, het hy die woord geplant as hy vir mense gesê het, vrede vir julle. Vat hierdie vrede en kom ons leef daarin. Kom ons sing 2 liedere saam, Psalm 100 en Psalm 84 gaan ons saam sing, so terwyl ons dit sommer staande doen en daarna kan julle maar weer gaan sit. Vriende, kom ons maak ons Bybels aan oop daar by Lukas hoofstuk 3.
Kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie dat ons met hierdie lied weer net onsself daaraan kan herinner dat gelukkig is hulle wat hulle vertroue in U stel, want hulle word nooit teleurgestel nie. En Here, ons kom vanmôre ook voor U staan en ons wil vir U sê ons vertrou dat U woord deur baie jare getoets is, dat hierdie evangelie van Lukas ook in sy tyd in die wêreld inbeweeg het en by gelowiges uitgekom het wat 'n klein klompie in 'n groot wêreld was. En Here, as hierdie evangelie nie die krag gehad het wat U daaraan toegesê het nie, dan het ons dit nie 2000 jaar later hier in die suidpunt van Afrika gelees nie. En daarom vertrou ons, Here, U woord, maar ons vertrou ook U Gees om hierdie waarhede vir ons elkeen oop te maak, dit in ons elkeen se situasie toe te pas en by ons 'n stuk hoop en verwagting te kweek. Ons dank U daarvoor. Amen. Nou vriende, net so vinnig, die Lukas skryf hierdie boek, eintlik as julle die inleiding gaan lees vir Theophilus. Theophilus was waarskynlik 'n bietjie van 'n geleerde man wat in die Romeinse wêreld, waarskynlik in die omgewing van Rome, miskien 'n bietjie meer Griekelandse kant toe, ergens in 'n gemeenskap gewerk het, was waarskynlik ook binne die, ek wil amper sê die boonste helfte, die bo die broodlyn gedeelte van die Romeinse wêreld. Het waarskynlik uit 'n ander godsdiens, heel waarskynlik uit die Jodendom bekering gekom tot die Christendom, maar sit in 'n situasie waar die Christelike kerk 'n nuwe kerk is. 'n Nuwe kerk wat inkom in 'n vreemde wêreld, en binne die Romeinse bestel was dit dan ook so dat ouers nou by verskillende plekke oor godsdienste in die openbaar kon praat, by amfitheaters wat die Romeinse regering gebou het, selfs in die sinagoges wat in die Joodse tradisie eintlik maar by mekaar kom plek was, 'n stadsaal waar daar ook godsdienst bedryf is, kon iemand soos die Christen op daardie stadium ook nog daarom iets sê, omdat hulle iets van die Ou Testament in hulle godsdienst ingetrek het. Lukas probeer vir Theophilus help om in hierdie wêreld, onthou die Christendom is hierdie klein godsdienstie in 'n wêreld waar daar baie godsdienste, die Griekse mitologie en al daai goeders ook uit die Oosterse godsdienste is, en dan stap Theophilus met 'n klomp vrae en Lukas doen moeite om dan die geskiedenis van Jesus Christus te probeer weergee in 'n kronologiese volgorde so goed as wat hy dit kon navors. En nou in die hoofstukke wat ons gaan lees, begin hy by Johannes se prediking. Johannes is nou as kind gebore uit 'n belofte van die engel aan Sagaria, en dan lees ons in vers 1 en 2, of eintlik in vers 1 probeer Lukas net vir Theophilus sê, kyk presies in hierdie tyd, toe hierdie ou regeer het en daai ou daar was, ons ken hierdie man nie meer eintlik persoonlik nie, maar het Jesus regeer. En Theophilus het genoeg geweet om presies dan te plaas, dit moes min of meer in die tyd van Jesus se geboorte gewees het, die eerste, soos ons dit noem, nou na die tyd, eers na Christus, of die geboorte van Christus, die Christelike jaartelling, en daai tyd het hulle gewerk op al hierdie konings. Vers 2. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig, bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. So staan geskrywe in die boek van die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul word, elke berg en bult moet plat gemaak word. Die krom paaie moet reguit en nuwe paaie gelyk gemaak word. En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê, julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeerd is, en moenie by julleself sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle,
God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Die mense vra hom toe, wat moet ons dan nou doen? En hy antwoord hulle, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. En daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En vir hulle sê hy, moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie. Ook soldate het hom kom uitvra, en ons, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle belasting. Die volk was vol verwagting en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. En daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is nie werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees doop en met vuur. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal die dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in die skuur bymekaar bring, maar die kaf sal hy met die onblusbare vuur verbrand. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels met die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het ook vir Herodes die heerser tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer, en oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het. Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. Terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in gestalte, 'n sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Vriende, tot sover. Natuurlik net so vinnig, hierdie doop van die Here Jesus het nou plaasgevind voordat Johannes deur Herodes in die tronk gegooi is, so ons weet uit die ander evangelies baie duidelik, dat Jesus dan deur Johannes die doper self gedoop is. Vriende, ek wil so vinnig vir julle net 'n paar dinge wys om ietsie te verstaan, om in die prentjie te kom van wat gebeur by die doop van die Here Jesus. Ongelukkig word die doop van die Here Jesus in die kerk deesdae baie meer gebruik vir die hele debat tussen die groot doop of die klein doop en die uitstorting van die Heilige Gees wat saam met die doop gaan of nie die doop gaan nie, terwyl ons die belangrike punt en die oorgang en die verbintenis mis van wat die Ou Testament en die Nuwe Testament, toe Jesus eindig van die Johannes tyd na die Jesus tyd, die brug slaan, word die brug geslaan hier by die doop, en ek gaan nou gou vir julle dit wys. Nou gaan ek vir julle eers net wys die voorbereidende tyd, daar gaan 'n skyfie nou sommer nou op die bord kom duidelik, jy kan sommer net die volgende een vir ons daar sit, dat hy daar is. Ek gaan 'n paar onderwerpe net vinnig vir julle aanraak. Die eerste belangrike is die tussentestamentêre tyd. Nou dis nou 'n groot woord wat jy nie in die Bybel sal lees. Dis 'n woord wat die geleerdes gebruik om vir ons te sê, julle weet mos, toe die Israeliete nou lekker droog gemaak het en nie na Jesaja en al die profete geluister het nie, het God hulle in ballingskap laat wegvoer hier in die tyd van 722 tot 586 voor Christus, is hulle weggevoer in verskillende dele, Persië en Babel en al die plekke, is meer daar waar Irak en Iran vandag lê. Maar mettertyd het dit gebeur met die oorname van Kores die Perse, dat hulle vir die ouens gesê het, julle kan huis toe gaan, en die ouens het met verwagting begin teruggaan Jerusalem toe. Maar in hierdie tyd, en dis min of meer, en julle sien die tydperk is so hier van min of meer 400 voor Christus tot 70 na Christus, en die 70 na Christus is eintlik by 70 neergesin sit, omdat dit maar die ontstaantyd van die evangelies was. Die volgende boeke, die testamente is toegeskrywe en vasgestel. Maar kom ons sê tot met die tyd van die koms van Johannes die Doper, van hier min of meer 400 voor Christus, was daar nie regtig 'n profeet wat onder die Israelitiese volk opgetree het en enigiets gesê wat die volk opgewonde gemaak het of die volk geïnspireer het nie. 'n Tyd wat die volk eintlik gehonger het na 'n nuutwording, die nuwe koninkryk en die koms
die verwagting van die koms van die Messias ontstaan in hierdie tyd. En daar was verskillende prentjies ook van die Messias wat sou kom. Party ons het hierdie Messias gesien as iemand wat 'n aardse heerser sou wees, wat soos Dawid en Salome sou regeer, maar daar was ook 'n verwagting van 'n geestelike Messias wat in die Elisa lyn sou na vore kom. So ons moet vir mekaar sê die geskiedenis, ek wil amper sê die gebrek aan geestelike oplewing en verdieping binne die Joodse volk maak hierdie volk honger, skep 'n verwagting na iets wat moet gebeur. Ek het so 'n bietjie probeer dink oor die woord verwagting. En dalk moet jy 'n bietjie by jouself dink, watter tonele in die lewe wat jy so nou en dan sien, skep by jou 'n verwagting. Daar's natuurlik in die sportwêreld hierdie ding, kyk as 'n mens mos nou daar op een van ons groot paviljoene sit en daar begin so woeling daar in die tonnel plaasvind, dan weet 'n mens, eers hardloop daar 'n klomp vlagmanne uit en dan naderhand hier kom die groot beere op die veld, daai verwagting vir die afskop. As atlete in die blokke sak en daai afsitter sê gereed, verwagting. As ons hier in die Hoofveld die weer hoordreun, of oral in die wêreld terloops, dan is daar 'n verwagting. Wat gaan gebeur? Reën wat kom. Baie keer in die aand as jy in die bed lê, jy het nog nie geslaap en jy sien maar daar so deur jou oogvel, daar is nou 'n vreeslike ligflits, dan weet jy nou kan jy begin tel 3 sekondes, dan weet jy is nou al 'n kilometer van my afgeslaan. So weet jy die verwagting. In die volk Israel ontstaan daar 'n verwagting. Hulle lees die Ou Testamentiese boeke, dit word vir hulle voorgelees deur die priesters en al daai ouens by die tempel en al daai plekke, en hulle het 'n verwagting dat daar iets weer by hulle sal gebeur, soos wat hulle van hoor in die tyd van Moses gebeur het, die deur die see gaan. Hulle dink aan die deur die Jordaan gaan, hulle lees van die profeet Jesaja en Jeremia, hulle lees van Elia en Elisa, en ek gaan nou vir julle die storie daar verder vertel, hoe belangrik dit is wat dit hierdie ding betref. So, die testamentêre tyd, hier 400 jaar wat 'n verwagting skep. Hulle wag op iets nuuts. Dit bring my by die verhaal, of eintlik die profesie in Lukas hoofstuk 1 vers 21, waar Sagaria dan nou by hierdie spesifieke geleentheid die geleentheid kry om die offer te gaan bring. En hy beweeg daarin om die offer vir die volk te bring, terwyl die volk buite staan en wag. En dis nie 'n vreeslike lang seremonie gewees nie, was nie die eenmal 'n jaar ene wat hy by die allerheiligste aangaan het nie, was die gewone offer by die offeraltaar. En nou bly Sagaria weg. Ek bedoel, hierdie ouens staan baie keer by so 'n geleentheid en hulle weet mos nou maar min of meer hoe lank is 'n priester nou daar binne. Dis nou soos ouens hier in die kerk, as jy nou bietjie lank preek, dan begin hulle so rondskryf, wanneer maak jy nou klaar? So, hierdie ouens sit hier so en hulle wag nou dat Sagaria gaan uitkom. En dan, as Sagaria uitkom, dan kan hierdie man nie praat nie. Hier begin hierdie ou vir hulle beduie en met tekens gee en alles, en hulle verstaan nie. En skielik, hier besef die volk, maar iets het hier binne gebeur. En daar begin 'n stukkie opgewondenheid na vore kom oor wat was hier aan die gebeur. En dan sien ons dat Sagaria opeindelik intussen vir die volk probeer beduie, en dan merk vers 21 op, intussen het die volk vir Sagaria gestaan en wag, hierdie verwagting. En hiermee sluit ons aan by die profesie van Sagaria, wat hy dan by die geleentheid wat hy daar binne was, gehoor het dat sy vrou sou swanger word, sy seun in die wêreld bring, en dit sou Johannes wees, die een wat die pad vir Jesus sou gereed maak. Dit sou hulle eers na die geboorte van Johannes uitvind, en sou Sagaria weer kon praat. Maar intussen leef hierdie volk met 'n bietjie van 'n verwagting wat wakker geword het, wat is in die gebeur. En omdat die volk vir Sagaria geken het, en hierdie ding met hom gebeur het, hou hulle vir Johannes dop. Wat gaan word van hierdie seun van van Sagaria, wat op 'n wonderlike manier aan hulle beloof is, en op 'n baie hoë ouderdom aan hulle gegee is, en dan begin Johannes by ouen te preek. En hier het ons nou vanmôre gelees, hy het deur die hele gebied gegaan en hy het begin preek.
So Johannes die Doper was op hierdie stadium binne die Joodse konteks 'n bekende man, 'n profeet in sy tyd. Daarom kom mense in getalle na hom toe, ook ouens met bybedoeling soos die Jode en die Joodse geleerdes en die skrifgeleerdes en die soldate en al hierdie ouens kom ook, ouens wil ook gedoop word, want hier moet iets besonders wees. En dan begin hulle die vraag vra, is jy nie miskien die Messias nie? En dan die stukkie wat ons gelees het, Johannes wat dan wegdraai van homself af en sê, dis nie ek nie. Ek doop julle hier met water. Maar hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees. Daar's 'n groot verskil dis wat Johannes sê. Johannes sê, ek is maar besig om mensewerkie te doen met gewone water. Maar na my sal iemand kom wat julle met die Heilige Gees doop. En dan oor Johannes los hierdie ouens met 'n volgende verwagting. Hulle het altyd met hierdie verwagting gesit, Johannes, wie is jy? Wat gaan van jou word? Is jy nie die Messias nie? Johannes sê nee. Die een wat na my kom, is die Messias. En dan lees ons hierso in die gedeelte wat ons gelees het, Hoofstuk 3 vers 15 tot 17, weer die woorde, die volk was vol verwagting. Weer 'n keer die gedagte van die volk wat wonder wat gaan nou hierso gebeur. En nou wil ek julle terugvat na die verhaal van Elia en Elisa, want dit is nogal belangrik om iets te verstaan van die doop van die Here Jesus. Kan julle die storie onthou van Elia en Elisa? Wanneer Elia se dienstyd of sy profetiese tyd verby is en hy's oud en hy moet nou die volgende profeet aanwys, lees ons die storie dat Elia en Elisa daar by 'n punt gekom, hulle het deur die rivier gegaan, maar voor hulle deur die rivier gaan staan 'n klomp profete en hulle aan hierdie kant, en wat moet hulle nou doen? Elia rol sy mantel op, hy slaan op die water maak oop, hy en Elisa gaan deur. En dan aan die ander kant van die rivier staan die profete en kyk, en Elia en Elisa is aan hierdie kant, en Elisa vra vir Elia en sê vir hom, jong, kan die Heilige Gees, die Gees wat op jou is, op my opkom? En Elia sê vir hom, dis nou nie in my hand en jy vra baie groot ding, maar as jy miskien weggaan, sal dit gebeur. En dan lei die verhaal so, dat Elisa sien dan vir Elia weggaan op hierdie vuurwaar, en dan vat hy die mantel weer van Elia. En hier is Elisa gaan terug na die ander profete aan die ander kant van die rivier, hy slaan die water maak oop, en dan is die gewaarwording van die profete, die gees van Elia rus nou op Elisa. Hoekom hierdie gedeelte? Die verwagting, die beeld van die Elia en Elisa as die nuwe profeet, as die nuwe Messias was altyd die beeld. Julle kan 'n bietjie gaan kyk, as julle miskien 'n bietjie op julle selfoon gaan kyk en 'n tik daar so op die selfoon se soekfunksie in die woordjie Elia, hoeveel keer word in die Nuwe Testament na Elia verwys? Juis omdat Elia en Elisa hierdie twee profete was wat altyd in die gedagte wêreld van die Israeliet en die Jood die groot verwagting was, die volgende Messias moet min of meer so lyk. Vind hierdie gebeurtenis plaas waar die Here Jesus en Johannes by die water is, en die ander evangelie stel dit vir ons baie duidelik uit dat by hierdie doopgeleentheid die Johannes dan wegdraai en hy wys na die Here Jesus Christus en sê, daar is hy, nie ek nie. Ek doop julle hier met water, hy doop julle met die Heilige Gees. En dis die simboliek van die oordrag van die Elia-Elisa verhaal, dat die Gees op die volgende oorgaan. En daarom, die doop van die Here Jesus Christus by die Jordaan is baie meer as maar net 'n geleentheid wat ons vandag kan begin stry oor groot doop of klein doop. Dit gaan oor die brug wat geslaan word tussen Johannes die Doper en Jesus Christus, Johannes die Doper wat nog uit die Ou Testamentiese era, uit die belofte van die tempel gebore is, die aardse tempel, na die Here Jesus Christus wat die Nuwe Testament inlei, wat die profeet van die Nuwe Testament word. En daarom staan Epifanie dan in die verwagting van die nuwe Messias. En nou is die vraag, wat verwag ons van die nuwe Messias? En wat is Epifanie? Epifanie is daardie tyd wat ons baie spesifiek in die kerke konsentreer op die lering van die Here Jesus Christus. Daarom gedeeltes soos die bergpredikasie waar die lering van die Here Jesus baie sentraal staan in Epifanie altyd baie sentraal. Want ons gaan kyk en sê, maar hierdie nuwe profeet,
Hierdie Christus, die een wat met die Heilige Gees doop, wat het hy ons geleer? En nou, hoekom het ek 'n bietjie gepraat oor die Elia, Elisa ding, en dan ook die hele gedeelte gelees van Sagaria, waar eintlik die mense by Johannes die Doper kom, by Johannes die Doper kom en dan gedoop word, dan sien hulle voor hulle gedoop word, of by die doopgeleentheid, vra hierdie mense telkens, wat moet ons nou doen? Dan sê Elia vir hulle, Johannes die Doper vir hulle, die ouens van julle wat 2 kledingstukke het, gee vir ander. Jy wat 'n soldaat is, moenie iets van 'n ander ou afpers. Met ander woorde, hy kom met gewone etiese lering na vore. En dit bring ons by die punt wat ons vandag is om te sê, as ek en jy by die doop van die Here Jesus Christus staan, en Johannes die Doper sê, daar is die lam, dan tree ons in sy skadu in, om by hom te gaan staan en leer. En daarom is die verwagting wat ek hoop vanmôre by jou wakker word, is dat hierdie volgende paar weke in die kerklike jaar, wanneer die kerk konsentreer op die lering van die Here Jesus Christus, jy en ek in ons binnekamer ook moeite sal doen, om weer ons ore te spits en te sê, wat het die Here vir ons kom leer? En dan gaan dit nie oor 'n klomp teorie wat in die lug hang nie, dit gaan oor praktiese goeie, soos wat Johannes die Doper hierso ook vir die mense sê. Praktiese goed. Wees eties op die merk. Kyk om na hulle wat swaar kry. Wees eerlik in wat jy doen. En die Here Jesus spel hierdie goed in sy woord vir ons baie duidelikheid. So ek wil jou uitdaag om met verwagting die volgende tydperk in die Christelike jaar in te gaan. Want dis 'n radikale tyd. Ons lees as Johannes die Doper sy vinger en sy hand na Jesus toe wys en sê, daar is die lam, dan begin selfs van Johannes se volgelinge na Jesus Christus toe kom. En as ons rondom 'n lering praat, lees ons dikwels in die Nuwe Testament dat die mense het na Jesus gaan luister, omdat hy anders geleer het, as wat hulle op daai stadium gewoond was, die mense leer. En dan is word daar verwys na die ouens, die rabbies in die sinagoges in daai plek. Jesus se lering is fenomenaal. En ek wil jou uitdaag, om dalk sommer in hierdie week wat kom, net weer die bergpredikasie te gaan lees. Net weer te gaan by hom te gaan stil word vir die hele week lang. Lees hom vir die hele week. Want dit is die kern van die lering van die Here Jesus Christus wat ons in die evangelies optel. Welgesalig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Welgesalig is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. Die Here draai die ding weg van voorspoedsteologie na 'n intieme verhouding in verwagting om deur God geseën te word wanneer ons in gehoorsaamheid voor hom leef. Die doop van die Here Jesus, die geleentheid wat Johannes vir die wêreld sê, verwag iets van hierdie man. Ek doop met water, hy doop met die Heilige Gees. So as ek en jy hierdie woord opneem, ek wil dit stap terug gee, ek stel my in die skoene van nou Johannes, wanneer hierdie soldate en mense na hom toe kom, en hulle sê, wat moet ons doen? En hy kyk hierdie ou so in die oë en hy sê vir hom, jong, jy wat 2 kledingstukke gee vir 'n ander ou, en hy sien nou sy oë word so glaserig. Gaan nou iets gebeur. Kyk hierdie soldaat so in sy oë, en die soldaat sê vir hom, wat moet ek doen? En hy sê vir hom, man, moenie met geweld iets afpers nie, en hy sien nou die soldaat wat so in sy baard sê, miskien. En dan draai dit oor na Jesus Christus toe, en hy weet, wat is die verskil tussen my en Jesus? Ek doop met water. Hy gaan met die Heilige Gees doen. En daarom is ek en jy in verwagting die lering van die Here Jesus lees, dan lees ons dit in die verwagting dat die Heilige Gees dit ook in ons harte verduidelik. Dat die Heilige Gees dit vir ons duidelik maak. Dat die Heilige Gees ons aanspreek, want dis die verskil tussen Johannes en Jesus. Johannes sê, ek doop met water, maar hy doop julle met die Heilige Gees. Hier kom 'n krag
wat die lering van die Here Jesus Christus in ons harte bevestig en indra. En ons kan maar afsluit deur net dit vir mekaar te sê, vriende, dit bly verstommend, dat wanneer Jesus Christus se gees uitgestort word, al hierdie disippels van hom wat weggehardloop het, hom verloon het, niks van hom weet nie, net daarna opstaan en sê, kom ons verduidelik vir julle wat hier gebeur het. Nou verstaan ons. En dis wat Johannes bedoel het. Die oomblik as die Heilige Gees op mense kom, dan begin hulle verstaan, begin hulle leef, begin hulle toepas wat Jesus in sy woord vir ons leer. Ons het die waarheid, ons moet die kersie aansteek en ons sit hom op die lampstander, sodat hy lig bring vir die wêreld daar buite. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag voor U kan buig en ons wil werklik vir U sê, ons staan ver van hierdie gebeurtenis af. Maar dankie vir 'n man soos Lukas wat vir ons iets kon vertel van 'n man wat die oomblik kon gryp en kon sê, ek is die profeet, maar ook deur die Gees kon uitroep, ek is nie. Want na my kom iemand wat met die Gees doop. Here, nou weet ons, U Gees is vry. En ons wil vandag bid vir elkeen van ons, dat U met ons in hierdie tyd 'n besondere paadjie ook sal loop rondom U lering, dat U Heilige Gees ons leermeester vanuit die woord sal wees. Maar Here, ons wil ook bid dat U woord in die wêreld deur U Gees ingedra sal word. Dat ons opnuut verstom sal word deur hoe mense uit heidene nasies en uit ander godsdienste tot bekering kom. Here, dis ons gebed. Dis ons verwagting, Here, nie vanuit ons eie menslike natuur nie, maar vanuit die beloftes van U woord. Want U het hierdie goed beloof, dat ons U evangelie gaan verkondig onder die krag van die Heilige Gees. En dankie dat ons die voorbeelde daarvan verder ook dan in die Lukas evangelie lees, as hy praat van die uitstorting van die Heilige Gees en mense wat tot bekering kom. Ons is die eerstes, Here, wat in die ry staan om te sê, Here, begin by ons. Leer ons deur U woord en deur U Gees. En dankie, Here, dat op 'n besondere manier ons ook uit die Ou Testament kan lees, want nou verstaan ons vanuit die lig van die Gees ook die lering van die Ou Testament. Kan ons U eer vir dit wat ons daar leer en ook in die Nuwe Testament. Dankie vir die woord, ons eer U daarvoor. Here, ek wil bid vir hierdie gemeente, vir hulle elkeen wat hier is, vir hulle leraar, elke ouderling, elke kategeet. Mag hierdie tyd wat voorlê vir hulle tyd van verkoeking wees, wanneer die waarhede van die woord weer vir hulle sal wees, die lig op hulle pad, die hoop, die verwagting wat daarmee gaan, Here. Wees U deur U Heilige Gees met hulle elkeen. En dankie dat ons U kan aanbid as die een wat is, en wat was, en wat kom. Amen. Nou vriende, toe ek nou vir Teenie die liedere stuur, toe sê sy vir my, jong, hierdie goeders lyk nie vir my reg nie, en ek dink sy het verwys na die volgorde. Maar ek het doelbewus vanmôre gekies dat ons die wet, wat ons sou wet noem, doen na die prediking. Want na alles het die Here Jesus gekom en gesê vir sy disippels, as julle mekaar liefhet, sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Die Here Jesus sê nie vir hulle, hoorie, as julle elke dag uit die Torah lees, of die 10 gebooie kan opsê, sal die mense weet dat julle my disippels is. Hy sê, as julle mekaar liefhet, sal die wêreld weet dat julle my disippels is. En daarom lied 334 wat sê, God is liefde, juig ons harte. Ons dink eers bietjie terug aan die koms van die Here Jesus Christus, en dan gaan ek so 'n stukkie lees uit die wet uit, en dan gaan ons afsluit met waar daar liefde is. Julle sal sien, die lied 526, wat waar daar liefde is, het ook die Latynse deeltjie onderaan. Ons sing om Afrikaans, Latyns weer Afrikaans, en dan sluit ons so die gedeelte ook af. Dankie.
is liefde, ja. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Kom ons sing lied 526. Kan ek hoor, is die kollekte by die deure, of nou? Kan ons, laat julle dit nou opneem, is reg so?
Kom ons staan, ek gaan afsluit deur vir ons die laaste stukkie van die Lukas Evangelie te lees. Staan asseblief. Lukas sluit hierdie evangelie, die goeie nuus af met die volgende woorde. Hy sê, daarna het hy hulle uit die stad uitgeneem tot by Betanië. En daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Mag die genade van die Here Jesus Christus wat sy manne met blydskap Jerusalem toe laat gaan het, met ons elkeen wees en bly. Amen. Daar is vriende, 'n lekker dag vir julle verder. Totsiens. Thanks, Lord. Thank you. Kijk, allemaal net gepraat. Ja. Onderwysers môre en die kinders Woensdag en dan ons inskrywings mos altyd die tweede week van skool. Ons gee mos nou